Goeiemôre almal. Woensdagoggend, vandag is dit die 5de Augustus, dis die jaar 2026, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels oor rondom die feit dat wanneer jy nou die Here as jou verlosser en saligmaker aanneem, dan is jy bietjie bang. Jy is nou bang, wat gaan die mense sê? Nou ek was een van daai mense. Ek was so bang. Die afdeling waarin ek gewerk het, hulle het geweet aan af, dan rook ek, nee, ek het so gesukkel, ek wou net ophou rook. En eventually op een dag, kom die Here en hy maak my los en hy maak my vry. En nog steeds het ek daai bietjie van 'n vrees gehad van, wat gaan die mense nou sê? Nou rook ek nie meer nie. En hulle, ja, ons wonder hoe lank gaan dit hou. En dis nou 18 jaar later, en ek is so dankbaar teenoor die Here vanoggend, net om te sê, dankie Here, U het my verlos, U het my vrygemaak, en die woord sê, as ek jou vrymaak, sal jy waarlik vry wees. Nou ek weet om te getuig, dat ek waarlik vry is daarvan. Soos jy bietjie sukkel vanoggend, en jy dink, yes, ek het nou die Here het nou hier so bietjie aan my hartsnare geroer, en hy wil hê ek moet sekere dinge aflê. Ek is so bang, wat gaan die mense sê, want sien, ons soek ons die guns van die mens. Maar ons moet eintlik die guns van God soek, nie die guns van die mense, want die mens kan vir ons niks gee nie. Nou in Johannes 12 vers 42 en 43 lees ons, maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die fariseërs het hulle dit net nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie, want hulle die eer van die mens meer lief gehad as die eer van God. Die daaglikse program van die sulkes word hoofsaaklik bepaal deur hierdie vraag, wat sal die mense sê? Dan kan ons begryp, want daar staan geskrywe, die vrees van die mens span 'n stryk. Gelukkig volg het onmiddellik hierdie woorde, maar hy wat op die Here vertrou, sal beskik word. So vertrou net op die Here, hy kom nie en hy ruk alles op een slag uit nie, hy kom en hy werk aan jou, en hy skaaf aan jou, en hy alles wat nie van hom af is nie, laat val hy uit jou uit. Laat hom toe om dit aan jou te doen, dit is 'n wonderlike gevoel, as ons klaar is. Ander mense is onwillig om vriende te verloor. Net as 'n mens nou goeie vriende gemaak het, en dan wil mense nou nie eintlik hierdie vriende verloor nie, maar slegte vriende kan hou vas op jou hê. Psalm 1 vers 1 lees, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en ook nie staan op die weg van die sondaars nie, en hulle sit ook nie in die kring van spotters nie. Dis 'n wandel, staan of sit. Dan kan ons begryp wat die woord sê, moenie dwaal in die slegte gesprekke bederf goeie sedes. 'n Mens word gewoonlik aan jou vriende geken. So die woord van God plaas ons egter voor 'n duidelike keuse, want daar staan geskrywe, die wat vriendskap van die wêreld het, is vyandskap teen God. So kom ons maak 'n besluit, en ek sê nie los jou vriende nie. Hou aan en probeer om vir hulle te wys dat jy dien nou die Here, en miskien deur jou optrede en jou handel en wandel, gaan hulle ook die Here begin dien. Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Wanneer 'n mens in hierdie lewe, het jy baie vriende, so ons kan sien met die verlore seun, hy het baie vriende gehad, en toe sy geld opraak, waar is hierdie vriende? Hulle het weggehardloop, hulle soek nie armpel nie, hulle hardloop weg. Dis dan ook waar, wanneer ons 'n Christen word, dat ons vriende verloor, maar ons moet bereid wees om hierdie dinge te doen. Ons moet nie die wêreld lief hê en sy dinge nie. Ons moet die Vader lief hê en alles wat hy vir ons kan doen. Want wat sal dit tog die mens baat as hy die hele wêreld win, as hy sien hy skade? Dink tog aan Lot se vrou, wat het met haar gebeur? Sy het omgekyk en getalm, en wat het met haar gebeur? Sy het omgekom. Dis nie toevallig dat die Here die volgende woorde sê nie, ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op 1 bed wees, een sal aangeneem word en die ander een verlaat word, 2 vroue sal by die maal wees, die een sal aangeneem word en die ander een verlaat word, 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem word en die ander een verlaat word. Daarom waarsku Paulus ons, want die droefheid volgens die wil van God bewerk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. So ons moenie aan die wêreld kleef nie. Kom ons hou vas in God en sy woord, dit wat hy, die beloftes wat hy vir ons opgeteken het. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend net weer eens kan besef, vrees vir die mens baat ons niks nie, vrees vir U baat vir ons baie, want die woord sê ook, die wat U vrees, weet, dat of hy gaan hel toe of hemel toe, want U kan die siel van die mens in die hel werk. Here,
dat ons vanoggend net sal kom en sê, Here, hier is ek. Ek is jammer dat ek getwyfel het in u liefde, ek is jammer dat ek getwyfel het in die werking van die Heilige Gees, om my 'n nuwe skepping te maak, Here, dat ek nie sal vrees van wat die mens sal sê nie, maar ek sal eerder vrees, wat sal u sê, wat dink u van my? Here, kom en maak my 'n nuwe skepping in u, Here, sodat ek 'n eerbare en 'n rein wessel kan wees, waardeur u kan werk, sodat wanneer ek vir ander mense bid en vir ander intree, dat u my gebed verhoor, en ek loof en ek prys en ek eer die groot en heilige naam, halleluja, amen en amen.